Hartlik goeiemôre van my kant af, ook aan al die mense wat ons vanoggend vir die eerste keer besoek. Met die kindertoewyding is so lekker ook om julle almal vandag hier saam met ons te hê. Eerlikheid, kan jy glo oor 3 weke is dit Paasnaweek? Kan jy glo? Net 'n kort rukkie later, soos dit terugkom, is dit Junie, Julie skoolvakansie en soos daar terugkom dan koop ons Kersgeskenke. So hierdie jaar, jy moet vashou, hierdie jaar loop. Die Here is definitief besig met groot dinge in ons kampus. Ek gaan vorentoe begin om stories met jou te kom deel. Goed wat op ons lysie was in die begin van die jaar, wat ons regtig die Here voor vertrou het, vir dit wat hy deur ons as 'n kampus wil doen en hoe hy ons wil posisioneer en gebruik. Ons sien van daai goed is besig om te ontvou. Ons sien van daai deure is besig om oop te gaan. En ek gaan vrymoedigheid neem om vorentoe binnekort so 'n bietjie meer van die details met jou te deel. Vir nou skop ons 'n nuwe reeks af vir die volgende 3 weke. Met ons oploop na Paasnaweek, is dit vir ons die viering van dit wat hierdie reeks gaan doen in die volgende 3 weke. Die 13de April, die week voor Paasnaweek, daai Sondag voor Paasnaweek, het ons 'n baie sterk bekeringsfokus, bekeringsboodskap waar ons wil draai na mense wat julle bring terloops om net blootgestel te word aan die krag van die kruis. En natuurlik met Paasnaweek, die Vrydag daarna, Donderdag en Vrydag, vier ons dan iets van daai krag. So vir die volgende 3 weke wil ek jou juis so bietjie kom opstel. Spesifiek vandag wil ek jou so bietjie kom bemagtig. So bietjie kom opstel dat jy met groter vrymoedigheid daai tree kan neem. As jy gaan kyk na die titel van hierdie reeks, Who Needs a Savior? Met daai wat ons in gedagte het, is nie die vraag, jy weet, dat 'n ou nou die vraag vra, maar wie het 'n redder nodig nie? En of iemand 'n redder nodig het nie. Ek dink die hart, die gedagte van dit wat jy daar op die skerm sien, verklap bietjie ietsie van ons gereedheid en ons vrymoedigheid om vorentoe te leun na die wat nog voorgestel moet word aan Jesus Christus. So 'n bietjie van, jy weet, hoe needs a Savior, hoe needs my gereedheid, my vrymoedigheid om vorentoe te leun. En dit is die gesprek wat ek vandag so 'n bietjie wil afskop. Ek gaan sommer dadelik in die woord begin. 1 Petrus 3:15, julle ken hom, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat daar in julle lewe. Soveel van ons voel, maar ek wil dit doen. Ek weet net nie hoe nie. Of is 'n gevoel van, ek ken nie die Bybel goed genoeg nie. Of 'n gevoel van, weet jy, ek het nie vrymoedigheid nie, want daar's hierdie stigma, hierdie ongemak, hierdie ding wat niemand sê nie, hierdie gevoel van 'n moontlike reputasie wat ongelowiges van ons as Christene het. En baie keer is daai reputasie nie as gevolg van die regte redes nie, maar die verkeerde redes nie. Of dis die situasie of die plek hier in my werk, ons kan nie hierdie goed praat nie. En dit skep 'n onvrymoedigheid by ons om iets noodwendigs daaraan te kan doen, nê. Ek meen almal van ons wil. Ek wil vandag vir jou help met 'n gemaklike, 'n spontane, 'n natuurlike, 'n Bybelse manier om te kom vertel van die hoop wat daar in jou leef. Ek glo dit is iets wat wanneer ons agterkom hoe eenvoudig en hoe non-offensive dit eintlik is, dat ek en jy met meer vrymoedigheid sal optree en daai tree gee. Ek glo regtig vandag is 'n baie praktiese benadering tot die woord en ek glo dat dit wat ek vandag met jou gaan deel, gaan jou opstel in enige omstandigheid. Of dit by jou vriendekring kom, of dit by jou werksplek kom, daar op site as jy 'n konstruksie ou is, waar ook al, selfs in jou familie. Is dit nie partykeer waar ons die meeste ongemak beleef nie? As dit by die kom wat naaste aan ons is. Waarom? Want hulle ken ons die beste.
En partykeer voel 'n ou ook, maar ek kan nie met autoriteit hier optree nie as gevolg daarvan. Ek wil dit vandag hy spanning kom afval van jou. Wat ek vandag met jou gaan deel, gaan regtig jou kom vrymaak. So, wat is die eerste ding wat jy doen? Ek praat nou gou met die vrouens. Wat is die eerste ding wat jy doen as jy terugkom van jou witbrood af? Wat is die eerste ding wat julle gedoen het? Dames, toe jy terugkom van jou witbrood af. Jy deel die foto's van jou troue. Is dit nie so nie? Party van julle is stupid genoeg en deel dit op jou witbrood. Dit maak nie sin nie. Wat is die eerste ding waaraan jy dink as jy daar by Kalkie sit, daar op Kalkbaai, dis 'n restaurant wat reg op die hawe is, wat die lekkerste vis en chips bedien, vars, dis 'n uur terug raai vis geswem, jy sit daar en jy eet dit en jy's oorweldig, wat is die eerste ding wat jy doen? Jy wonder vir jouself, as ek hier opstaan, met wie kan ek hierdie belewenis, hierdie ervaring deel? Vir manne soos Nikkie, wat is die eerste ding wat gebeur in jou gedagtes, wanneer daai trofee kudu val in die bos? Nadat jy hom geskiet het. Jy besef, ek is R8.000 armer. Die eerste ding wat jy doen, is jy gaan kniel daar by daai bok, met jou geweer. Iemand moet 'n foto neem, want jy wil dit met jou pa, jou pel, jou pastoor en jou peetkind deel. Jy kan nie wag nie. As jy die storie vertel, dan het jy foto's om te wys, om net so 'n bietjie te kom inkleer, daai wonderlike ervaring wat jy in daai oomblik gehad het. Wat is die eerste ding wat jy doen as jy die lotto wen? Jy bly choopstil. Jy sê vir niemand nie. Ek wil jou terugvat na hierdie skrifgedeelte toe. Ek wil vanoggend die spanning in jou gemoed, as daar is, kom wegneem. Deur die klem van daai skrifgedeelte net so bietjie te skuif. As jy my gaan toelaat. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee. En wat ons doen, is ons sit die klem op die woord antwoord. En wanneer die klem, vir so lank as wat die klem op daai woord antwoord is, beleef ek en jy spanning. Want ons voel, ons het nie altyd die antwoorde nie. Ons weet nie altyd of die antwoord wat ek het, die regte antwoord is nie. So wat doen ons? Dit verklaar ons passief. Kan ek net so 1 tree verder gaan en vir jou gaan sê, die klem op daai skrifgedeelte is nie op die woord antwoord nie. Dis op die 2 woorde na dit. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee, te deel, iets van jou eie persoonlike belewenis te kan deel. Wanneer jy daai klemverskywing doen, skielik is daar moontlikhede. Skielik is die druk van jou af. Dis waar die krag lê. Dis waar die krag lê. So ek wil vandag so 'n bietjie van my boodskap in 2 kom deel, vanuit wat ek nou net vir jou gesê het, en ek wil eers die vraag kom vra, wat deel ons? Wat deel ons? Wel, ek het so 'n skaal gaan optrek, ek dink wat ons deel, hang grootliks af van waar die persoon is, wie ons mee deel. So ek het hierdie skaal gaan optrek, en jy sal sien, dat ek het 'n -10 tot 'n 0. 0 is wanneer 'n persoon tot geloof kom. En dan van 0 af tot by positief 10, dis waar ons groei in ons geestelike volwassenheid en ons autoriteit en ons uitoefening daarvan en om 'n getuie wees. So, op -10 sit ons met mense wat totaal en al onbewus is van God en sy hart en sy storie deur sy seun Jesus Christus. Heeltemal onbewus. So 1 treukie verder kom ons by mense uit wat wel bewus is, maar nog nie regtig geïnteresseerd nie, nê. Dan beweeg ons aan na mense wat bewus is, maar daar's iets wat met hulle praat. Daar's 'n belangstelling, hulle is geïnteresseerd. Dan 1 treukie verder kom hulle op 'n plek waar hulle begin oortuig raak van dit wat hulle belangstelling getrek het, begin hulle eie persoonlike oortuiging raak. En dan natuurlik word daai oortuiging bring hulle op 'n plek van geloofsbelydenis, geloof. En dit is waar redding dan plaasvind, en ons sien ook hoe hulle van 0 af na 10 groei in hulle vrymoedigheid om getuies te wees van hulle eie lewensverhaal. Is dit nie waar nie?
So waar ook al die persoon is, so hierdie is baie prakties ouens, waar ook al hierdie persoon is, en ons sien dit reg deur die Bybel op die manier wat selfs die disippels na mense toe uitreik en hulle bedien, is baie sterk gefokus op hierdie gedagte. So vra jouself die vraag, met wie werk ek hier? Waar is hierdie persoon? En as jy nie weet nie, vind uit. Moenie aanneem nie, want ek dink dit is waar baie keer ons reputasie vandaan kom vanuit ongelowiges se perspektief, is dat ons dink ons weet. En daarom het ons 'n generiese benadering tot mense en ons kom skeer almal onder dieselfde kam. Doen moeite om uit te vind, waar is hierdie persoon in terme van daai skaal? En waar ook al daai persoon hom of haarself bevind, stel ons op om relevant tot hulle lewens te kan bedien. Kom ons neem nie net aan nie. Die tweede ding wat ek vandag by wil stil staan vir die res van ons tydjie saam, is nie net wat om te deel nie, maar dit is ook die vraag hoe om te deel. Ek wil vandag met jou kom praat nie oor jou charismatiese persoonlikheid, nie oor jou apologetiese vaardighede om mense te bekeer nie. Ek wil nie met jou kom praat oor hoe goed jy die Bybel ken en dat dit die mense sal kom oortuig nie. Ek wil vandag met jou kom praat oor hoe jou eie persoonlike storie kan maak dat God se genade ingeskryf word in mense se lewens en ook hulle belewenis van hom. Ek wil met jou daaroor kom praat. As jy bietjie gaan kyk na jou Bybel, gaan jy agterkom dat die Bybel iets verstaan van die krag van storievertelling. Jy kan in die eerste boek gaan kyk, die boek van Genesis. Soos Moses die Pentateeg, die Torah skryf, as hy die eerste 5 boeke skryf, jy kan sommer in die boek van Genesis dadelik sien dat hy is besig om 'n storie te vertel van die skepingsverhaal en hoe God homself kom posisioneer het teenoor die mens. En hy gebruik sekere fokusse in sy storie om verskriklike belangrike beginsels te kom kommunikeer. Ons sien dit selfs in die Nuwe Testament met die evangelies, hoe die skrywer van die evangelies byvoorbeeld net kom 'n storie kom vertel eintlik van hulle eie persoonlike belewenis van die pad wat hulle met Jesus gestap het. Dis nie iets wat hulle gehoor het nie, dis nie hoorsê nie, dit is 'n diep persoonlike belewenis, want hulle was daar. En baie keer is die krag van wat ons vandag lees in die Nuwe Testament as gevolg van die feit dat dit 'n storie is wat met iemand gedeel is, wat weer daai storie met iemand anders gedeel het, en so is 'n groot gedeelte van die Nuwe Testament ook geskryf vandag aan ons, wat ons dit kan verstaan. Ons sien ook hoe hulle skryf en 'n storie vertel van die stories en die gelykenisse wat Jesus self vertel het. En ek meen net 'n pragtige voorbeeld daarvan is as jy gaan kyk na iets soos Lukas 14, Lukas 15, waar Jesus self soms so 3 stories na mekaar kon vertel. Die gelykenis van die verlore muntstuk, die gelykenis van die verlore skaap, die gelykenis van die verlore seun. En wat hy daar doen in Lukas 15 met die verlore seun se storie is veel meer as 'n seun wat verlore is. Maar hulle kom praat met die mense in daai konteks en in daai dag wat die elemente wat in hierdie storie ingetrek word, meer kan identifiseer. Waar die seun byvoorbeeld is die storie van die mens, die storie van die pa is God se hart wat gekommunikeer word. En in die proses kom sit hulle verskriklike groot geestelike beginsels neer wat ek en jy nie die spanning hoef te beleef om duidelik te kommunikeer. Wat 'n skrif, wat 'n Bybelversie staan dit en so aan nie. Ouens, die grootste fout wat ons maak wanneer ons die woord quoteer, is ons staan op risiko dat die hoorder van daai skrifgedeelte agterkom. Jy's besig om 'n skrifgedeelte aan te haal en te deel, maar ek sien dit nie in jou lewe nie.
Maar wanneer ek en jy bedien en vertel en deel vanuit 'n plek waar die woord 'n transformerende krag in my eie lewe gehad het en ek vertel daai belewenis, dan slaan hy die krag, die hou wat hy veronderstel is om te slaan. Wanneer ons net 'n skrifgedeelte rondgooi, is daar niks vir daai skrifgedeelte soveel krag laat verloor, is wanneer die persoon daai connection maak en sien, dit wat jy my nou vertel, is nie wat ek sien nie. Maar wanneer ek vanuit die plek praat, van daai skrif, wat my lewe getransformeer het, sonder eers om daai skrifgedeelte te quoteer, waar dit in die Bybel staan, het dit 'n groter impak, as wat ek dit net sou gedeel het, in terme van sy boekinskrywing. Hoor julle my hart vandag? Dit is so eenvoudig. God gee vir ons 'n opdrag om ons stories te kom deel. Dink byvoorbeeld aan 'n skrifgedeelte soos Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees oral waar julle gaan. Julle sal my getuies wees. Julle sal vanuit julle eie persoonlike belewenis van my in julle lewe, sal julle kom getuig. Dit is die krag. En as jy my nog steeds nie glo nie, dan gaan ek so 'n bietjie saam met jou stil staan by Romeine 10. So 4 skrifgedeeltes. As jy gaan kyk na wat Paulus hierso skryf, hy sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en word ons vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie, niemand nie. Dis geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep, ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Daar's ietsie in hierdie skrifgedeelte wat ek vanoggend wil hê, jy moet nie mis nie. Paulus is 'n verskriklike intelligente skrywer. Dis nie net in sy woord gebruik nie, maar ook hoe hy die woord benader en hoe hy hierdie storie opbou wat vandag iets baie duideliks kommunikeer na my en jou lewe toe. Gaan gou saam met my terug en kom lees net daai eerste gedeelte. Hy sê, as jy met jou mond bely, wat hy hier doen is, hy praat met ons persoonlik. En wat hy hier kom doen is, hy sê, kom ek gee vir jou die waarheid agter jou belewenis, dit wat werklik gebeur het as gevolg van jou belewenis. Hy kom praat hier met ons, met gelowiges. As jy met jou mond bely, en met jou hart glo, sal jy gered word. Met die hart glo ons, met die woord word ons vrygespreek, en met ons mond bely ons. Hy kom beskryf vir ons die proses van die waarheid wat hier gebeur het, die oomblik toe ek daai belewenis gehad het, nê. Hy kom praat met ons. Nou gaan hy verder. Die skrif sê tog, niemand, wat hy nou doen is, hy vat dit bietjie van jou af weg, en hy kom vir algemeen nou. Nou praat hy nie net met jou as 'n gelowige nie, hy praat nou met 'n wyeer gehoor, van die mense daar buite, nê. Hy sê, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. So, dis nie net jy, as gevolg van daai persoonlike belewenis en die waarheid agter dit nie, maar vir alle mense, hy sê, niemand sal teleurgesteld staan nie, niemand nie, of jy nou 'n Jood is, of jy 'n Griek is, en dis dieselfde Here van almal, hy seën almal, en nou vat hy hom weier. Daar's 'n oomblik, wat ek beleef het, waar die Here my lewe kom nuut maak het. Daar's oomblik op oomblik, wat ek die krag van 'n verhouding met hom, in my eie lewe, vir jou baie stories kan vertel. Iets het met my gebeur, jy kan nie teen my stry nie, ek het dit beleef, dis my waarheid. En vanuit daai innerlike oortuiging, weet ek, as ek nou verder gaan as net my lewe, gaan dit dieselfde impak hê in iemand anders se lewe. Maar dit gebeur op 'n sekere manier, en op daai sekere manier is die volgende skrifgedeelte vanaf vers 14, waar hy die volgende sê. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep
as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat praat? En hoe kan jy kan iemand praat as hy nie gestuur is nie? En wat hy hier besig is om te doen is, hy vat my eie persoonlike belewenis en hy sê vir my, maar jy vat dit nou verder, sodat soos jy deel wat die krag was wat jy in jou eie lewe beleef het, en iemand anders hoor dit, kom stel jy hulle op om dieselfde belewenis te ontvang. Kom ek maak hierdie baie persoonlik. Hy sê, en dis waar die Here met elkeen van ons praat. Jules, hoe is dit moontlik dat 'n mens daar buite hom kan aanroep as hy nie in die Here glo nie, as hy nie in my glo nie? En hoe kan hy in my glo as hy nie van hom gehoor het nie, as jy nie gepraat het nie, as jy nie gedeel het nie? En hoe kan daai persoon hom hoor as niemand vertel nie? En hoe kan iemand vertel as hy nie die belewenis, die persoonlike belewenis van so ervaring gehad het nie? Handelinge 1 vers 8, want elkeen van ons wat tot geloof gekom het, is gevul deur die Heilige Gees, en hy kom bekragtig ons om 'n getuie te wees. En dadelik kom koppel Paulus dit wat in my lewe gebeur het en jou lewe gebeur het, gaan hy een treukie verder, hy kyk weier na ander gehoor, na mense wat hom nie ken en sê, maar jy kan nie net daai vir jouself hou nie. Daar moet nou iets gebeur met wat jy beleef het, die waarheid oor jou lewe, moet nou verder gaan. En dan eindig hy hierdie ding, hoe wonderlik, en hierdie is 'n stukkie uittreksel uit die boek van Jesaja, deur die profeet geskryf, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Dis ek en jy. Ek en jy moet ons lewensstories vertel, ouens. Ons moet nie die Bybel quote nie. Ons moet nie mense veroordeel nie. Ek en jy is nie geroep, Handelinge 1 vers 8. Want die Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal nie 'n oortuie wees nie, 'n getuie. Ek en jy hoef niemand te oorreed nie. Haal daai spanning af in jou lewe. Al wat ek en jy geroep is om te doen, is om te deel wat ek en jy beleef, wat vir ons 'n waarheid is. En daar's soveel praktiese maniere om daai so gemaklik te kan doen. Die Here sê vandag vir ons hier, is ek en jy gereed om ons storie te vertel? Is ek en jy gereed om ons storie te vertel? En hierdie is nie net 'n storie van 'n reddingsoomblik nie. In my lewensverhaal was dit gewees, ja. Maar ek het soveel ander stories en hierdie storie bly groei. Daar word meer bygevoeg. Ek kan vir jou 'n storie vertel van hoe die Here my help om iets van sy vaderhart na my kinders toe te bring. Ouerskap. Ek kan jou vandag 'n storie vertel van erge omstandighede en hoe die Here my daardeur gehelp het. Ek kan vandag 'n storie, 'n persoonlike storie met jou deel van waar ek nie antwoorde gehad het nie, waar ek 'n belangrike besluit in my lewe moes maak, waar ek nie geweet het is dit links of is dit regs nie. En hoe ek beleef het die volgende oggend ook opstaan dat sy genade is my genoeg en daar's inspirasie deur die Heilige Gees en skielik het ek gedagtes, het ek oplossings, het ek moontlikhede, 'n volgende tree wat ek kan neem. Bonatuurlik, wat ek 8 ure van tevore nie gehad het nie. Ek kan vir jou storie op storie op storie vertel. Ek kan vir jou vertel van hoe die Here my 'n jaar en 'n half terug, toe my pa oorlede is, my deur daai seisoen gelei het en versterk het en bemoedig het en hoop gegee het. Ek kan jou vandag 'n storie vertel van hoe ek partykeer, how I come to the end of my rope en ek is net nie meer lus om aan te gaan nie. Ek sien nie net meer kans vir die seisoen nie, maar hoe daar bonatuurlik net 'n nuwe lewensenergie opstaan en hoe ek 'n tree kan gee in daai omstandighede. Ek kan vir jou storie op storie vertel. Dis nie net een van redding nie. En dit gee vir my en jou soveel moontlikhede in ons werksplek om te kan identifiseer met waar 'n persoon is. Weet jy, ek praat met 'n persoon nie lank gelede nie wat vir my, ek sê vir hom, soms so 'n informele gesprek. So, watter kerk woon jy by? Nee, ek gaan nie kerk toe nie. Vertel vir my jou storie. Vertel vir my wat voel jy? Nee, eerlikheid, jy weet al die kerke, elke kerk het sy eie storie en hulle goedjies en hulle dingetjies en ek het net nie meer krag vir daai goed nie. Ek gaan nie kerk toe nie. En in daai oomblik vat dit my terug 20 jaar gelede. Ek sê vir hom, weet jy wat? Ek weet presies hoe jy voel.
Ek weet presies. Weet jy hoekom weet ek? Want ek was ook daar gewees. Ek wou niks met die kerk te doen gehad het nie. Inteendeel, toe my kinders nog baie klein was, het my vrou my gevra, Jules, ons moet kerk toe gaan, al is dit net ter wille van ons kinders. Ek was nie lus vir hierdie ding gewees nie, maar my vrou het gepraat. So wat sê jy? Ek sê vir my vrou, vertel ek vir jou, ek sê vir my vrou, en ek dink ek het al iets van hierdie met julle gedeel, ek sê vir my vrou op daai dag, wat 'n kerk, want ek en sy is 33 jaar terug getroud uit die NG Kerk uit, ons het daar gekatkeseer aangeneem. Hulle wou ons eers nie trou nie, want ons was nog nie op daai level gewees nie, toe ons deur 'n proses gaan en toe word ons aangeneem. Hulle trou ons toe, en dit was die laaste wat ek met die kerk te doen gehad het. Ek was ook nie lus vir hulle goedjies en hulle dingetjies en ek sê vir die ou, die eerste vraag wat ek my vrou vra is, wat is dit? Is dit 'n Pinkster Apostoliese Gereformeerde, wat se kerk is hierdie waartoe ons gaan? Nee, dis Doxa Deo. Ek sê, o, heerlikheid, net daai naam is vir my bietjie dodgy. Ek hoop nie is hierdie charismatiese klomp Faith Channel kerke. En as jy daar instap, dan vra hulle vir jou, skud jou daar jou hand. Hulle gee nie vir kans om die kerk in te loop nie, oorweldig jou sommer daar op die inloopslag en dan sê hulle vir jou in die diens staan gou op en groet die mense om jou. Ek stap uit daai kerk uit, ek sê dit nou vir julle. Ek sê vir die ou en wragtig. Die eerste ding toe ek my deur oopmaak en ek loop net na die deur toe van die kerk. Toe is hierdie Filistyne op my. Hulle ken my nie van enige plek af nie, maar hulle wil almal my hand skud, klomp skynheilige klomp mense. En toe die worship band daar opgaan, hulle klomp sulke van die goedjies en van gitare, dromme, snare, klinkende sambale, hierdie ouens is overboard. Hulle het my klaar verloor. Die eerste ding toe daai ouens op die verhoog staan, toe sê hulle vir my, staan almal bietjie op en groet die ou langs jou. Ek wil uit daai kerk uitgehardloop het. Ek sê vir 'n ou, 'n uur en 'n half later, ry ek en my vrou huis toe. En die eerste ding wat ek doen is ek loop in my slaapkamer in. En ek maak die deur toe. Ek wil nie eens met haar praat nie. Want sy het my gekil. Sy het my gevang. Sy het my om die bos gelei. Ek het vir haar gesê, ek hou nie van hierdie goedjies en dingetjies nie. En wragtig, dis die eerste goed wat gebeur het. En ek is sommer vies vir haar. Sy eet middageet op haar eie, maar ek sit vir 2 ure alleen in my kamer. En in die proses is ek eerlik met myself. En ek ontdek dat vir die eerste keer beleef ek warmte en liefde en aanvaarding en 'n gemaklikheid en 'n spontaniteit en 'n krag van die Here wat ek lanklaas in my lewe in enige kerk beleef het of in my afwesigheid van kerkbywoning. Die Here vat my na plekke toe waar jy met my hart kom praat en ek sê vir die ou, jy weet, ek is nie 'n publieke ou nie, ek is nie 'n charismatiese, vrymoedige ou nie. Ek wil nie ek wil net eenkant gelos word. Ek wil nie eens opstaan en sing nie. Ek wil nie hande klap en ek wil nie hande oplig en sulke tipe van goed nie. Ek is so onvrymoedig. Ek is 'n ekstreme introvert. En die Here vat my na plekke toe in my lewe waar dit nie die waarheid is nie. As ek op Loftus Versveld staan en die ouens druk 'n 3, dan is ek die eerste ou wat op en af spring en ek gil soos 'n 11-jarige dogtertjie. Die oomblik as ek op my paviljoen gaan sit, dan groet ek almal om my. How's it, 5-5 en as ek by 'n partytjie kom, is dieselfde ou. Ek het 'n baie groot vrymoedigheid, maar wanneer ek in die kerk kom, wanneer dit by my verhouding met die Here kom, het ek skielik nie vrymoedigheid nie. En die Here kom daag my daai dag op 'n manier en my hele lewe verander as gevolg van daai een oomblik. Die volgende 20 jaar van my lewe het 'n 180 grade rigting, 'n ander rigting ingeslaan. Vertel ek vir hierdie ou. En soos ek hom in hierdie storie intrek, kan hy identifiseer. Dis presies waar hy is. En ek sê nie vir hom gaan na Doxa Deo 8 uur diens toe nie. Ek sê ek skep 'n lus by hom. Wat hy in sy kar wil klim, jy weet, iemand wil nou 'n vakansie beplan en hy het gehoor van kelkies en daai ou beplan sy vakansie so dat hy by Kalkbaai uitkom en hy gaan sit op daai hawe muur want hy beleef self want ek het hom lus gemaak. Hy gaan eet daai vis en chips want hy wil proe of dit die waarheid is. En al wat ek doen is ek kom skep net 'n belangstelling. Dat daai ou persoonlik dieselfde belewenis is wat ek gehad het, vir homself kan beleef. Die krag van getuie wees, die krag van storie vertelling. En wat ek vandag wil doen is ek wil daai elemente van jou Godbelewenis wil ek kom wakker maak. Ek wil dit kom vorentoe roep. Ek wil dit laat na vore kom. En ek wil vir jou sê, die Heilige Gees is agter jou. Jy het alles wat jy nodig het, al ken jy nie die Bybel nie.
Kom werk net vanuit jou persoonlike belewenis van daai oomblikke van God in jou lewe. Jy het meer stories om te vertel as wat ek het om te vertel. En mense kom reageer ouens wanneer dit, kan ek die Engelse woord gebruik, wanneer dit authentic is. Dis so onpersoonlik partykeer as ek net woord deel met mense. Dis heeltemal 'n ander belewenis. Daai rou emosie, daai sê hom soos hy is, daai vrymoedigheid van ek stel so 'n bietjie van myself bloot hierso. Mense identifiseer met the good, the bad and the ugly. Want hulle voel, jy praat nou met waar ek is. Wanneer jy net 'n skrifgedeelte of 'n psalmversie gooi, dan voel ek so ver verwyder van daai plek. Dis nie waar ek is nie. Hoe kan daai met my lewe kom praat? Maar wanneer ons eg is. Jy weet partykeer as ons kom deel, dis nie soos 'n storieboek wat nou eers geëdit moet word dat hulle net die verkeerde woordjies mooi reg kan maak nie. Nee, wees oop, wees eerlik, wees rou. Sê dit soos dit is. Daar's mense wat ons stories moet hoor. Ek wil jou kom uitnooi soos ek vandag afsluit. Om seker te maak soos jy 'n storie vertel, is daar altyd 3 elemente. Die volgende 3 elemente van 'n goeie storie is die volgende. Eerstens, hoe was dit voor die tyd? Kom beskryf bietjie van die omstandighede in jou lewe, hoe jy gevoel het, hoe jy gedink het, hoe jy gereageer het, wat se leuns jy aan vasgehou het, wat was waarheid vir jou, was dit subjektief of was dit die waarheid? Kom kleer dit so 'n bietjie in. Hoe was dit voor die tyd? Die tweede ding is, wat het gebeur? Wat se besluit het jy gemaak? Wat het jy neergelê? Wat het jy opgeoffer? Waartoe het jy gegaan? Wie het vir jou gebid? Vertel wat het gebeur. En dan laastens, hoe's dit nou? Hoe was dit? Wat het gebeur? Die stap wat jy geneem het? En hoe's dit nou? Dis 'n storie, ouens. Dis 'n storie. En is presies so, by the way, wat Jesus gedoen het met die Samaritaanse vrou by die put van Jakob. Presies dieselfde benadering. En nie net het sy 'n persoonlike belewenis van Jesus gehad in daai oomblik nie, maar dit was so groot dat sy na 'n dorpie toe teruggegaan het. En 'n magdom van mense het teruggekom om Jesus te soek en hulle was ook geraak. Die krag van jou eie lewe deel. Persoonlike ervarings. Kyk gou-gou saam met my net na hierdie kort 1 minuut videoetjie. It's like so close. There you go. We're not right over it. Yeah. There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? Oh, that's exciting. Here, you can put it down for a second. Just get used to the sound. What does it sound like? Do you want to grab some tissue? I don't want to hear myself cry. Can you hear me? And you hear your voice? Does your voice sound pretty loud? No, not really. Well, that's good. My laughter sounds loud. Yeah, you'll get used to all of that over time. Do you want to hear your husband say something? Een 29-jarige meisiekind wat vir die eerste keer kan hoor as gevolg van 'n kokleaire implanting. En wat sy hier kom doen is sy kom reageer as gevolg van hierdie oorweldigende emosie, want sy besef hoe magtige groot geskenk dit is om te kan hoor. Besef ek en jy vandag die wonder
en die krag van wanneer mense kan hoor wat ons te sê het. En dat wat ek en jy beleef, hulle eie persoonlike belewenis kan wees. Hoe kan hulle glo as hulle nie hoor nie? Hoe kan hulle hoor as ek en jy nie ons storie vertel nie? Kan ek saam met jou bid? Vader, baie dankie dat daar vir elkeen van ons 'n tyd in ons lewe was waar ons gehoor het, waar ons beleef het en waar ons kon reageer het. Baie dankie dat jy ook vandag in hierdie oomblik net die ongemak en die spanning kom wegvat. Ons het soveel stories om oor te getuig. En daar is soveel mense wat nie kan wag om iets daarvan ook te kan beleef nie. Baie dankie dat U ons help, dat U ons lei, dat U ons wys hoe om te wandel in U waarheid. Kom wys vir ons, Here, met wie ons kan deel. En mag ons ook die krag persoonlik beleef van dit wat in ander mense se lewens gebeur. Ons sê vir dankie in Jesus naam. Amen. Sal jy saam met my kom opstaan, soos ons net hierdie laaste lied saam kom sing, en ietsie van wat jy vandag in jou hart beleef ook kan kom verklaar.